Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 305. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, hy weeg so 3,5 kilogram. 'n Engelse Bybel met Hebreëse inligting, oorspronklike antieke Hebreëse inligting, soos jy nie kan glo nie. Die naam van Vader Jaffa kom 6923 keer voor in daai Bybel in die Ou Testament, 127 keer in die Nuwe Testament. Dan natuurlik ook die naam Jaffa in die Nuwe Testament. Dis in 'n pakket beskikbaar, met ander woorde die Bybel plus 'n boek. Sou jy belangstel om dit te bekom of vir iemand 'n geskenk te wil gee? Kontak my, hier is die kontaknommers. WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As jy 'n vraag het of iets kortliks wil deel, nie lank nie, kortliks wil deel, is baie welkom om met ons te deel. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin voor. Jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is ook uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende advertensies of die verskillende kennisgewings van die studies kan ontvang. En natuurlik ook ons TikTok boodskappe, baie dankbaar aan broer Rudy, ook vir die TikTok boodskappe. Stuur ook die kontak vir die kennis en die vriende. Die reeks is lewensveranderend, skryfblok, pen en 'n Bybel, vanaam verkieslike 33 Afrikaanse Bybel, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, of die 1611 King James Bible, byderhand te hou. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa, waar dit Vrydag is en die week verby gevlieg het, waar dit nou basies vakansietyd is vir meeste mense wat in die fabrieke werk, op die boulyne, en waar mense nou hulle vakansie gaan geniet. Ek wil bid dat U elkeen sal bewaar, elke Jaffis, boetie en sissie, kinders en kleuters sal bewaar en beskut en beskerm, en dat U by elkeen engele met sware van vuur uitplaas om hulle te bewaar. Dankie dat ons mense onder die bonatuurlike genadebloed van Jaffa kan inroep. Bewaar, beskerm hulle, seën hulle, bring hulle gesond terug na die vakansie uitgerus. Ek wil ook bid vir die wat op vakansie is en die wat nie op vakansie is nie. Seën hulle ook terwyl hulle besig gaan wees met bonatuurlike woordstudie. Seën ook dan vanoggend se studie in ons harte. Kom spreek U tot ons en deel U met ons. Gee vir ons geestelike oor om te hoor wat U vir ons sê, en 'n sielsdimensie wat ontvanklik is vir die bonatuurlike woord van die ewige lewe. Seën vanmôre die woord, ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, en elke Jaffis sê halleluja, halleluja, in die mooiste naam Jaffa, die naam bo elke ander naam. Daar is nie 'n mooier naam nie. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vir U vanmôre 'n groot seën gaan wees. Spreuke hoofstuk 18 vers 6. So ons gister gestop het, ek wil net weer lees, want hy val vir my in lyn met vers 7, of ten aanvoering van vers 7. Hy sê die lippe van die dwaas kom met getwis, met ander woorde, hulle soek altyd argumente, hulle soek tweedrag en partyskap en onenigheid, en party ouens kan nie lewe, hulle kan nie funksioneer as hulle nie twis nie. En sy mond roep na slag. Ja, ons kan baie woorde sê, maar die woord sê dat, hy sê, 'n wyse kom by die redding van siele.
So partykeer voel ons om 'n oue klap te gee en sy mond toe te maak, maar weet jy wat? Die woord sê dat 'n sagte gees keer die grimmigheid af. Halleluja, is dit nie wat die woord sê nie? Sagte gees keer die grimmigheid af. Dit sê nie ons moet puppets wees nie. Dit sê nie puppets is hierdie klein poppies wat hulle die armpies trek en die beentjies oopspring en al die goed. Nee, Jaffa wil nie, ons moet 'n ruggraat hê om in die bo-natuurlike evangelie, geopenbaarde evangelie en die waarheid ons plek te kan staan. Onbeweeglik. As die winde van verandering teen ons aanwaai en aan die golwe teen ons aanspoel, ons buig net so aan die kant, ons staan ons wiel. Ons gaan lê nie, ons staan. Hoekom? Want ons anker is in Jahshua. Vanmôre moet die anker in Jahshua wees. Hy sê daar hierso in vers 7, die mond van die dwaas is sy ondergang. Hierdie ouens, onthou ek sê altyd, die twee groepe, the wise and the otherwise. Nou hierdie otherwise ouens, hulle mond, dis die mond van 'n dwaas. Dis sy ondergang. Hy praat so dat hy homself naderhand so vas lieg en vars praat. En sy lippe is 'n stryk vir sy lewe. Is nou net wat ek gesê het. Sy lippe is 'n stryk, hy praat homself so vas, hy kan nie hom loskry nie. Soos 'n doringdraad net. Doringdraad net is 'n verskriklike ding, hy's vol skerppunte en hy hierdie lemmetjies draad. As jy in so 'n konkoksie is, hy steek jou stukkend. En dis wat hier is, die mond van die dwaas is 'n ondergang. Dis hoekom die woord sê daar strome van lewende waters. Onthou, ek dink dit was Woensdag het ons oor dit gepraat, waar Jahshua gesê het vir die Samaritaanse vrou, strome van lewende waters sal uit jou mond uit voorsproei. Dit is 'n skepding nie, maak nie saak oor die skepding nie. Dit wat ek het. Dit wat ek het is lewe en lewe in oorvloed. Dis wat hy sê, Jahshua. Hy gekom om die onregverdige en die sondaar te red. As ek na die lewe van Jahshua kyk, dan sien ek hom altyd by die sondaars. By die hoere en by die dronkaars en die tollenaars en hy is altyd besig met hulle. Hy het nie homself bo hulle gestel nie. En ek dink dis daai gedeelte wat in my en pastoor Reners en Hendrik, my broer en die ander 2 of 3 ouens in ons lewens 'n verskriklike impak gekry het. Ons kon nie wag op 'n Dinsdag aand om openligdiens te gaan hou nie. En te gaan preek vir die sondaars nie. Ja, jy weet, baie keer het ons hier goed so skeef gepreek. Ek kan onthou dat ek een keer gepreek het van Skefa na 7 skewe seuns. Nou ja, maar weet jy wat, daai ou wat daar sit wat dronk is, weet dit nie, en daai prostituut weet ook nie so lekker nie. Maar ons het die woord gepreek. En uit die skewe goed wat ons gepreek het, wat nie spot aan was nie, was ons geskool. Ons het baie keer, wanneer ons in die kar klim, Reners en Morris Minor, dan klim ons 5, 6 ouens in daai Morrisie. En agter in daai ronde kattebakkie so, het hy is die amplifier in die boks in die gitaar ingesit met die battery. Latere jare was oom Blinde Pietie saam met ons en sy trekklavier is daarin. As ons in daai karretjie klim, ons sit so 2, 3 op mekaar soos dit tot die laaste ou se koppie teen die dak so is. Dan lag ons vir die goed wat ons gepreek het. Maar dit het ons nie afgesit nie. Dit het ons nie afgesit nie. Dit het ons meer gemotiveer om woord, lewe, ewige lewe vir 'n sondaar te gaan gee, aan te bied. En weet jy wat die lekker van dit alles was, wat die wonderlikheid was, is dat daar mense werklik tot bekering gekom. Is dit nie wonderlik nie? Wat ons dan later in die naam daai jare van Jesus Christus tot vergifnis van ons sonde
gedoop het. Ons het alles gedoen wat die pastore gedoen het. Nog nooit naby 'n kweekskool of 'n teologiese college of iets van die aard. Die goed het eers jare later gekom. Maar daar het Jaffa vir ons geskool en ons gesif en ons foute wat ons gemaak het ons vir mekaar gelag maar weet jy wat? Die Bybel sê laat ons goedheid in ons guns, laat sy goedheid in ons guns, sy guns ons volg elke dag van ons lewe. Ek dink baie keer het Jaffa gesmaal oor ons, dan sê hierdie klomp dom seuns. Maar ek dink die apostels het net sulke stupid foute gemaak partykeer. Want weet jy hoekom? Hulle was vissermanne gewees. Hulle was nie op Stellenbosch nie. Hulle het vis gevang. En dis die wonderlikheid dat Jaffa meeste van die tyd altyd vissermanne roep en visservrouens. Ouens wat weet hoe om 'n vis te vang, want jy moet geduld hê om 'n vis te vang. En om 'n siel te wen, moet jy die geduld hê om 'n siel te wen. En dis hoekom mag ek en u nooit ophou om die evangelie van die bonatuurlike evangelie lewe van Jaffa aan mense te bedien nie. Al beledig hulle ons, kom ons gaan terug. 'n Visserman, die vis byt nie, hy gaan sit môre weer. Hy sal die hele week daar gaan sit, elke dag. Maar as hy daar gaan sit hy met hoop. Hy sê daai pap op daai hoek sit, of as hy 'n mieliepit aansit, of hy daai mieliebol ingooi. Hy gaan met die hoop. Broer Rocco, jy sê so na oor nie, julle weet waarvan ek nou praat. Op daai boot van jou se punt staan, jy daai vlieg in die water ingooi, fly fishing. Jy gaan net daar allemaal mooi besses gevang. Sulke bekke. Dis 'n kuns. So Jaffa lei ons op in die kuns om siele gered te kry. Die mond van die dwaas is sy ondergang. Weet jy wat, dit wat ek en u nou oor praat, vir die dwaas is ligsinnigheid. In plain Afrikaans is a waste of time. Terwyl ons praat oor om mense by die kruis uit te kry. Nie by die redding is nie in die kruis nie, maar by hom wie op die kruis was, om mense by Jaffa uit te kry. Die kruisgedeelte was 'n fase in Jaffa se lewe, 'n vernederende fase. Maar ek weet een ding, hy's nie op 'n kruis nie, hy lewe tot in ewigheid. Die mond van die dwaas is sy ondergang, en sy lippe is 'n stryk vir sy lewe. Sy lippe is dit wat hom gaan doodmaak. As ek dink hoe verkeer word ons uitgelag en beledig en selfs op TikTok en al die goed. Weet jy wat, hulle het 'n lied gaan skryf oor professor Snorre en 'n rap lied gaan maak teen die naam Jaffa, wat eers in 1970 geskep is. Kan jy dit vir iemand 1976 eers geskep is? Kan jy dit vir iemand verduidelik? Hierdie evangelie van ander mense is so geweldig wat dit hulle jaag. Maar geïnspireer deur Satan homself. Weet jy wat? Ons wil op die positiewe konsentreer vandag. Hier lê 'n hele naweek voor ons as Vader Jaffa lewe gesondheid spaar. Terwyl die reën lieflik val daar buitekant en die aarde nat is. Ons kry elke dag reën hier in die ooste van Pretoria. Aan Jaffa al die eer, al die eer, al die eer. Ons bid Vader, stuur die reën waar dit droog is by die plaasboere en die damme. Maak dit vol water, dat daar water is vir mens en dier en plant. Maar ons wil ons vanmôre roem in dit wat die woord is. In dit wat Jaffa aan ons kom skenk het. Uit genade. Die woord sê, uit genade is julle gered, nie uit julle self het, sodat jy nie kan roem nie. Dit bly genade op genade. Nou hier is nou 'n hele naweek wat ek en u die geleentheid gaan hê om hierdie bonatuurlike geopenbaarde woord uit te dra aan 'n verlore wêreld. En onthou die maklikste is, vra maar van die ou in die Spar of waar ook jy staan, aanknopingspunt soek, vra hom net, wat is jou God se naam? So maklik soos dit. Kom ons gebruik die tyd wat Jaffa vir ons gee, en ons saai die woord, die saad
van die bo-natuurlike ewige lewe. Geniet die naweek, kom ons gebruik die geleenthede en kom ons lê ons toe op die Bybelstudie om te groei in die woord. Tot maandagoggend as Vader Jaffa lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.